Welkom terug by nog 'n episode van Hallo julle is toer ons met ons Botswana en Namibië toe. Ons vat die pad van Lapalange af deur na Covertree Forest Rest Camp. Die Rest Camp is op M29 C17 naby die baie bekende Giants Playground. So jy vat die roete uit Giants Playground toe en dan voor jy hom gaan kry is die indraai na die Forest Camp in jou linkerkant. Hierdie kampplek is wêreldbekend vir sy kokerbome. Daar word toere gereël, fotografie toere en natuurlik wat dit baie besonders maak is die astrofotografie in die aande saam met die kokerbome. Bygesê is daar nie baie toeriste rondloop nie. Maar oké, ons is ook mos nou toeriste. Maar die kamp op sigself, as jy hou van die naglewe om foto's te vat, 'n bietjie uit te gaan met die astrofotografie, ja, doen maar 'n bietjie jou navorsing. Hierdie is verseker 'n plek om na toe te kom, omdat hy so baie donker is, daar's nie baie ligbesoedeling nie, wat maak dat jy nog as goeie foto's kan neem in die aande. Maar bespreek maar vooraf, want jy kan nie sommer net in die kokerboomwoud ingaan nie, as gevolg van die toere wat daar rond beweeg en die mense wat in die aande daar foto's vat. Kom maar nader.
Full kom staan my by my. Okay, small explanation. 2 males. The names are Saddam and Gaddafi. It's the only predator you can interfere while they're eating because the jaws are weak. That's why we can interfere here. Lion leopard much more dominant, much more aggressive. There you cannot interfere. Look, when they're eating, they use only the mouth to eat. They eat without their feet. So very clean in comparison to the other cats. Only fresh food. Lion leopard scavenge also on old food. These ones only fresh food. Okay? So very difficult to release back into nature because you cannot support them. The food is going off. They don't eat it and then they go to the farmer's livestock and they get shot. Okay? 2 males, 2 brothers, about 16 years old. They were born on the farm. You see the gate is open. They can come and go as they like. They've got 60 hectares outside. Look the color difference. One is yellow, the other one bigger spots, smaller spots. Only with cheetah you can see it like that. Genetic variation. One is related mother side, other one father side. Look at the nails. The nails stay outside. They cannot retract their nails. It's a long nail like a dog's nail, but not curved. That's why the killing rate is only 64% successful, because they cannot hold down to the prey. Okay? You see the head movement left to right or right to left, but they cannot chew away, they lick away with their tongue. Okay? Very rough coarse tongue. If you want to see it's a male or a female, you must count all the spots and divide it by 11. Okay? Male and another is female? No, 2 males. From government side, we're not allowed to breed. Oh. Horrible policy. 两只都是公的。哦。 Cheetah eats always on the ground, so if you see food in a tree, you know it's a leopard. The cheetah cannot climb. Okay? Cheetah always on the ground. Wat het julle nou gevoel? Ek het hulle koedoe geskiet daar in hartslag. Liever in die hart, ja. Liever long en poepel, so ek altyd. Is dit hulle porsie vir die dag, so tussen 1 en 2 kilo. Okay. Net hoe nader jy wil kan wees? Nou, jy moet nou van daar loop. Bly maar so, want anders gaan al die Chinese daar. Okay, kan jy stokkie ja, vat? Ja. Ek het nogals gewonder, as een van hierdie cheetahs is in hierdie spanne moet in hardloop. Wonder nogals hoe sal hy foto's gelyk het. Vir die wat nie wil kamp nie, is redelik baie verblyf. En ek neem nogals aan in die diep somerdae gaan hierdie koelplekkies nogals redelik die moeite werd wees. Net so vinnig oor ons kampplek, hy is ten volle toegerus met krag. Daar is 'n ambuliegeriewe, so van 2 toilette per staanplek saam met 'n stort. En dan 'n plekkie wat jy kan was met so 'n klein afdakkie. Maar meer is genoeg. Sal ons meer as 2 of 3 dae staan. Ons het net een aand oorgeslaap by die Cover Forest. 2 aande kan werk, maar as jy vir fotografie gaan, ja, dan stel ek voor so 3 aande wat die moeite werd is. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio up so loud they can hear
Canyon Farmyard Guest Farm. Ja, ons vat die pad vanaf die Clovertree Forest deur na Canyon Roadhouse. Voor ons by die Roadhouse gestop het, het ons eers daar by die Canyon Farmyard gestop. Die een ding wat mens beleef op hierdie paaie, ten spyte van dat hy so lekker ry, is die aangename verrassingkies wat jy in Namibië eintlik oral kry op hierdie agtergrondpaaie. As enige een van julle weet wat die doel van hierdie aardbol daar is, of die rede hoekom hom daar gesit het, laat gerus weet. Ek het 'n bietjie opgesoek, maar kon nêrens iets kry van hierdie vreemde liewe aardbol, daar in die middel van nêrens nie. Ja, dis nou nie laat my sommer vir die naweek uitry van die Kaap af na so 'n plekkie toe nie. Maar ons sal verseker by die plekkie stop as ons weer bevoorreg is om daai kant van die wêreld na toe te gaan. Dan die meisie is die eienaar daar. Plekkie word baie mooi na gekyk en daar's kampgeriewe ook as jy wil oorslaap. En die roete daarvan af deur Canyon Roadhouse toe en Fish River Canyon is juis wat hom so 'n aangename plek maak. Maar verstommend soos in Namibië by baie ander plekke, joh, die hoeveelheid ou voertuie en behalwe vir die voertuie, die mense dink so uit die boks uit kreatief gegewe. En dis deel van toer en dis wat toer vir ons so lekker maak. As jy in 'n ander land is en jy's mos nou juist daar om plekkies te sien, ook nie net te ry nie. Stop, klim uit, gaan kyk. You never know, soos hulle sê wat jy daar kry. En met hierdie plekkies soos julle kan sien, dit is weer eens een van daai, daar so ietsie van alles. So die ontdekkingsgedeelte gaan vir my hand aan hand saam met toer, want jy gaan dit miskien môre nie weer kan beleef nie. En so ondersteun jy ook mense wat iets teruggee vir die gemeenskap. How's it, brother? Wie die gehard? En nou loop ek op die gehard. Oeh, jette. Los net my voetspore. En dan maar duidelik. Waarom praat hulle? African Grace. Oh, is jou voels, Marcus? Ja, maar dat is African Grace. African Grace. Is hierdie kant op? Ja.
reën gekraai en dit sluit aan die geduld. En daai hier is 'n boom staan net so. Ja, maar hulle kry hy water. Ek ons het van hulle vertel. Van die een roadhouse na die volgende een. Ons vat die pad nou deur na Canyon Roadhouse toe. En van die Canyon Roadhouse het ons so deurgery na Fish River Canyon. Fish River Canyon het ons deurgevat, som omgery by Ice en na Ice het ons laaste stoppie gemaak by Amanzi Trails. Ons het vir 2 aande daar oor geslaap en toe pad gevat vir Joosterhof grens toe. Daar sy, nog 'n episode, kan nie glo is al episode 8 wat verby is nie. Weereens baie dankie vir die van julle wat saam toer, vir julle wat ingeteken het, gesubscribe het, vir die goeie terugvoer oor 'n Afrikaanse program, wat eintlik die stoutste verwagting oortref. Skryf gerus in, dis gratis, gooi die duimpie in die lug, dit help met die algoritme. Ons waardeer die saamtoer, en ons waardeer ook die boodskappe wat julle deurstuur. Dit is baie insiggewend, en dit is goed om 'n terugvoer van julle te kry. Met die volgende 1 of 2 episodes wat nog gaan volg, gaan ons julle nog die laaste gedeeltes of die stuiptrekkings van ons toer wys en dan die samevatting. Hoeveel het dit gekos? Wat ons dink van die toer? Kan ons hom uiteensit, veral met die kostes wat mense ook gevra het. Hallo julle, is toer ons met 'n baie dankbare hart.